Good morning, angels. Good morning, angels. Every Wednesday, Jacaranda FM. So this week, Saturday, I'm bringing the Warmfeest tour to Dahlstrom in Mpumalanga. And I really want to make use of the Warmfeest tour to basically just hyper-focus and super serve the communities we're coming to. So if you know we're coming to your town and there's a Good Morning Angels that we should be doing, send us a mail, please. angels@jacarandafm.com. So this week, Saturday in Dahlstrom, but for this morning, we're also in Dahlstrom, ahead of the Warmfeest tour kicking off there. And it's about 18-year-old Chrissy. Her mom is on the line, Jen. Jen, thanks for taking the call out of Dahlstrom this morning. How are you today? I'm good, thank you. And yourself? Good, thank you. So, listen, we got a letter in from Roxanne Lloyd, all the way from Dahlstrom. I was excited to hear from Dahlstrom because I'm going to be there this weekend for a Warmfeest show. The timing is just perfect. It's just lots of love going out to Dahlstrom, specifically to you. Tell me the situation there and your experience and the history with your 18-year-old daughter, Chrissy. Okay, so she's been having epilepsy for the past 9 years. So recently she's been diagnosed with generalized epilepsy, meaning that it's on both sides of the brain. There's no focal point to, get to the point as to why she's having it. So they can't do an operation to fix it. But she's got it really bad. She goes into status epileptica, which means she can have like 20 seizures ongoing. No. She's in hospital at least like every second month, sometimes 3 times a month. She recently now, for the past, I think about 2 months, when she eats, dan verstik sy. Dan moet ons mediese mensies in die dorp uitkry, want ons is 'n baie goeie groepie in die dorp wat altyd uitkom om ons te kom help, om haar dan weer basically weer reg te kry. Wat te help. En jy sê dit gaan al vir 9 jaar aan. Vir 9 jaar al. Dis verskriklik. En hoe het haar lewe geaffekteer? Och, jy sê, op soveel negatiewe maniere. Sy kan nie meer skool loop nie. Sy het vanaf 5 klaar gemaak. Sy het begin met haar graad 8 en sy was nie eens 'n volle kwartaal daar nie. Toe sê die hoof, hulle kan haar ongelukkig nie help nie, want sy kry te veel aanvalle. So sy het geen education nie. Sy het nie vriende nie. Sy kan nie alleen gaan bad nie, want sy fit in die bad, so daar moet konstant iemand by haar wees. Sy kan nie net 'n stappie afvat in die straat nie, want jy weet nie wat gaan met haar gebeur nie. Ons het al menig male haar gekry, dan lê sy op die grond in bloed, want dan het sy geval en haarself oopgeval. Sy eet met stomp messe, want sy het al gefit, dan sy 'n mes in haar hand, en dan kry ons hierdie mes uit haar hand uit nie. Ag nee, Jen. So ja, dit is regtig baie erg. Jen, ek wil eers sê, dank die Vader dat jy in haar lewe is. Ek wil vir my ma baie dankie sê, want sy is haar primary caregiver. Ek werk die hele dag en my moeder is 24/7 by haar. Oh, bless her. So, ja, sy slaap in dieselfde kamer as my ma. Ek werk vir 'n wonderlike maatskappy wat gewillig is as dit op daai punt kom wat sy na hospitaal toe moet gaan, wat die mediese personeel besig is met haar. Oh, excellent. Dan kan ek vinnig wegglip en gaan help. Ja. En sien dat my kind okay is en terugkom werk toe. Jou ma, wat is haar naam? My ma is my. Esme is 'n engel. Ja, sy is verseker. Want bly net daar, ons gaan nou terugkom na hierdie storie toe uit Dahlstrom vanoggend. Jen en Chrissy and I, just an amazing group of women coming up. Good morning, angels. Good morning, angels. Every Wednesday, Jacaranda FM. Jen, wat doen Chrissy van dag tot dag? What happens in her life? Sy is meeste van die tyd in haar bed, want ek kan nie sê swak nie, maar sy is basically swak. Sy het nie energie vir enige iets nie. Sy het geen motivation om enige iets te doen nie, want sy is so depressief, juis oor alles wat aangaan. Of course.
I can just Yes. imagine. Is sy So kunstig? sy sit en teken, Ah, of skryf so. stories, lees boek, besig om goedjies te maak. Ah. Dit is maar hoe sy haarself entertain. Ek hoor sy's nogal baie goed. Ja, baie kunstig. Ja, sy is. It's like, en wat doen sy met haar tekeninge en goed? Niks nie, sy hou dit maar net. Hi, ek wil so graag sien. Ja, begin 'n uitstalling miskien. Kan ons dit nie uitstal daar by my show Saterdag nie? Ons kan verseker. Hey, sit so 'n paar op daar, miskien is daar 1 of 2 mense wat een wil koop. Yes, that'd be Ja, cool. dit sou awesome wees. Ja. Ek like it. Luister, it just feels so wrong. I cannot believe we live in the year 2026 and this 18-year-old girl must go through this. Is daar nie mediese behandeling nie, Jen? Ons het nie 'n mediese fonds nie eerstens. Ek is alleen mamma, so daar is nie geld vir mediese goedjies nie. So alles wat ons doen, privaat neuroloog, toetse wat gedoen moet word, wat ook al, doen ek elke keer fondsinsamelings. Dit is wat ons nou gedoen het met die laaste sessie wat sy gehad het. Sy het 'n 72 uur sleep study gedoen Okay. en dit is waar hulle nou uitgevind het sy die generalized epilepsy. En wat is volgende? Wat kan gedoen word? Sy moet nou 'n full contrast MRI kry en daarso is 'n aanvraag gedoen van die dokter af vir bloedtoetse. Ek weet nie wat behels die bloedtoetse alles nie, maar hulle toets vir ek dink 5 of 6 verskillende goeters. That's En expensive. dan moet sy weer 'n neuroloog sien en hulle het vir haar voorskrif gegee vir 'n nuwe pil Okay. en die pil is R2445 'n maand. 'n maand. So die MRI, Ja. that's a couple of $1,000 Yes, already. ja. The meds, about $2,500 a month. Bloedtoetse is ook duur. Dis baie duur. En natuurlik die reiskoste op en af. So daar's julle 'n paar Yes. uitgawes vir julle. Toe ons nou hierdie laaste ene gedoen het dit ons 34,200 en iets rand gekos. Wat kan ons doen om nou te help? Kan daai MRI nog gedoen word? Die bloedtoetse moet nog Ja. gedoen word? Ja, Maar daar's- ja, dit moet alles nog gedoen word. Maar daar's seker nou nie geld op hierdie stadium daarvoor nie. Julle het al klaar so baie Nee. spandeer. Daar is regtig nie. Okay, Ons is op die punt waar ons lewe van die hand tot die mond. Ek sê vir jou wat. Namens Good Morning Angels gee ek vir jou R50,000. En ek hoop regtig vir dit is iets om die bal in die rol te kry want ek weet julle gaan baie meer nodig hê in die toekoms. Maar ek wil hê sy moet so gou as moontlik die beste mense sien. She needs to get that MRI done. Yes. She needs to get the blood tests Ja. done. She needs to get the meds. Absolutely. Yes. Anything that can improve her life, because I can only imagine how absolutely miserable it must be right now. Dit is nie regverdig nie. En kom ons kyk wat ons kan doen. So 50,000 vir julle. Ja, dis awesome. En alles van die beste. Hou ons op hoogte asseblief. Ek is seker van julle gaan dalk nou nie by die show wees hierdie by die Warmfees show by the Coachman nie, maar as julle van haar tekeninge kan bring. Vir 'n uitstalling. Ja, Ek dink dit is 'n fantastic. fantastiese idee en ek dink dit Nee. gaan ook op 'n emosionele vlak Ons verhaal. gaan, ek gaan seker maak om daar te wees. Ons Ja. gaan vir jou kom ontmoet en ons Ag, gaan vir jou shame. kom dankie sê. En Felicity is so Ons reg. gaan you know. daar wees. Shame. That is amazing. And even just taking a picture or a video and sending it back to Oh, her. that would be awesome. Ja. And to the people coming to watch Warm Fears, bring your checkbooks. Correct, sir. Yes. Bring Bring hulle. Luister, Jenny, jy en jou ma Esme en natuurlik Chrissy, julle is sterk vrouens, julle is daar vir mekaar en ek waardeer dit vreeslik baie. That is love right there. It's such feel good. So waardeer alles van daai, maar kom ons kyk of ons daai lewe nie beter kan maak nie. Honestly. Okay, great. So gebruik daai geld en hou ons op hoogte asseblief en ek sien vir julle Ons sal verseker. ek sien vir julle Saterdag. Dankie Jen. Okay, great. Dankie julle. Lekker dankie. Bye. Okay, bye. Good job, Angels. Good job. Feel Good Mornings start here. Good morning. I was saying. Joe. I'm joking. Sanibonani. Breakfast with Martin Bester on your number one feel good station, Jacaranda FM.